Good morning. Good morning. We hope you got up on the right side of the bed today. If not, we are going to change that right here, right now. Soveel so dat Thys ewen bereid is om 'n bietjie op die tafels te dans om jou oggend ook op te kikker, spesiaal vir al sy ondersteuning daar in Groenpunt of hoe Thys aan. Ja wel, daar sit een liedjie. Ons eie trou DJ is terug op sy stukke vandag. Ons het 'n heerlike episode vir jou beplan vandag. Ons word besoek deur Andrei, die skreeusnaakse hipnotiseerder. Arnold gesels later met die inspirerende Johan Meintjies, die voormalige Springbok gimnas en die eerste kwadriplegiese fotograaf by die Olimpiese spele geword. En die legendariese Dozy kuier by ons. Heerlike lekker vol program. Onthou jy kan ook saam kuier en gesels skandeer net die QR-kode wat daar op jou skerm van tyd tot tyd en ook nou verskyn. En dan stuur jy vir ons 'n WhatsApp om te laat weet van waar af kuier en loer jy saam met ons op hierdie goeiemôre, good morning. En luister, ek moet daarom net vir julle sê, dis tyd vir daai heel eerste storie en hier is vir my 'n baie lekker storie. Ek het wakker gesit die hele aand om hierdie een met julle te deel, want hierdie enetjie gaan oor 'n vlug in Amerika, dink ek is Delta Airlines. En twee voeltjies het in die vliegtuig beland en een van hulle is toe nou verwyder deur die bagasiehanteerders en goeders voor die vlug, maar op pad op die aanloopbane goed toe maak hierdie ander duifie sy verskyning of iets. En ek weet Elsa sou dit baie geniet het, Elsa met hierdie voël wat rondwarrel en dwarrel in die vliegtuig. My handpalms Ek kan sien jy begin 'n bietjie sweet. Ja, nee, grootste nagmerrie. Maar uiteindelik het hulle toe nou die vliegtuig moes stop. Hulle is about 'n uur later eers daar uit die lughawe uit op. Ek het 'n videoetjie daarvan raak geloop op TikTok en ek wil dit graag met jou deel as jy wil. Kyk net daar. Is it a bird? Is it an aeroplane? It's a bird on a plane. It's a Dave. Hoorie so Elsa, sou dit een van jou groter nagmerries gewees het of die grootste dalk? Ek dink so ja. Ek sou definitief, ek bedoel dis baie beknop in 'n vliegtuig, maar ek sou waarskynlik onder daai se plek gaan lê. Nee, ek kan nie. Wat doen we daai posisie? Wat hulle jy maar sê The brace position. Brace position. Sy sê geskryf brace. Nee, maar ek het net gister, toe stap ek weer iewers en toe vlieg daar 'n voeltjie reg af op my. Ek verstaan dit nie, maar hulle kan dalk agterkom. Hulle kom agter jy is vol vrou. Ja. Of ek leef met vrees. Dis baie bang. Thys, wat sê Vir jy? hulle. Wat sê jy kies? Snakes on a plane of birds on an airplane? Neither. Neither. Wat die ding van 'n vliegtuig is, there's nowhere to run. Presies. Like you can't get away from them. Daai voel is maar nou daar, saam met jou Delta from LA to New York. Jy moet maar nou daar sit in brace position en wat ook al, maar that's, you know, if the bird is in the cabin, unfortunately, that's the bird's cabin now. Hoe het die cabin gekom in die eerste plek toe? Ek weet nie seker maar terwyl die deure oop was en hulle hom mooi skoon gemaak het en bietjie gestofsuig het en goed en die twee duifies besluit hulle wil ook nou bietjie op die vliegtuig gaan Dis ja, koer. check die pilot, ek gaan nou wys hoe vlieg hy. Ek dink jy weet van vliegtuig, ek weer wys en Ek het gewys. Maar het jy al onverwags geskrik, jy weet dat jy so in gedagte was dalk, ek meen met die radiowerke goeters dat jy so diep in jou verslag is of so en dan skielik kom iemand by die deur en jy skrik of something like that. Ja, al meer as een keer, ja. Of jy's by die huis en ek dink daar's 'n ons het so 'n headstand en ek het een aand die kinders was aan die slaap en toe gaan kyk ek nou of hulle nou okay is, maar toe is die headstand nou so dit lyk soos 'n mens. Dit lyk so Jy vat kanse. Ek het amper nou gevlug. Ja, jy weet dis live TV. Dit is live TV, julle. Poetsbakker nommer 1. Sy het so reg in ons trap geval, my vriend. Nee, sy het Dit was so amper of daai woordjie het nou uitgeglip. Dankie Thys. Epic. Baie weer al van vroeg. Okay, oggend so af upstage. This next story I don't think applies to either of you, but unfortunately we've got some bad news for our short kings of the world. Tinder has released a new update to the app whereby you can do a filter for height. So sê nou jy het 'n voorkeur en dit is nou vir mense met gold of premium rekeninge. So sê nou jy het 'n voorkeur vir 'n man wat bietjie langer is and you're not interested in the short kings. So it informs match recommendations around height restrictions. So if you want a guy that is
6 foot or taller, then you can get that on this Gold or Premium subscription. But it stirred quite a bit of debate, especially among men, who says that it reinforces height bias in dating. And Tinder's VP has said that it actually is just to give users more of a kind of like a choice. If you don't want to date a short guy, you shouldn't then get to the date and then the guy's 5'6" and he gives off a 6'2" energy. Maar ek dink daar's baie. Wat lag jy tuis? Ja, ek like daai 6.2 energy. 5.8 guy, 6.2 energy. Ja. So, social media reactions were obviously quite swift, with people saying that it is unfair and it is biased. And some people said, well, there should be equal filters, like your height preference and whatever, because you like what you like at the end of the day, right? En as jy nou 'n short king is and no one wants to date you, like at least then you know that that girl has got a bias. You don't get 3 or 4 dates in and then she just ghosts you because you are unfortunately a short king. But dink jy, sal jy met iemand uitgaan wat korter is as jy, Elsa? Word op my gepik vandag. Ja, beslis. Nee. Weet jy? Ek is nie gaande daaroor wanneer ek 'n metgesel het en hulle is korter as ek nie, veral wanneer ek hakke dra. Dit is gelukkig tuis. Ek kom nie oor die short king ding nie. Why do we call it a short king? Short kings, have you never heard that expression before? Ja, ek leer soos wat ons aangaan. Ja. Ek ken as little fingers. So Oh, om by jou vraag Oké, uit te stop. kom. Ja, asseblief. As ek hakke dra moet daar ten minste, ons moet ten minste dieselfde lengte wees, sou ek sê. Of 'n bietjie langer, verstaan? Dit is ek weet nie, Ja. dit is maar 'n ding. Maar dink julle hierdie tipe filters en tipe voorkeure en preferences wat jy nou in jou dating app kan sit, do you think that it is supporting that kind of bias? Do you think that it is unfair to the guys that maybe if you gave me a chance at 5'6", I can impress you more than that guy that is 6'2"? As jy mos nou op so 'n app gaan, dan sit mos nou net soos die voorkeur van die voertuig wat jy wil gaan koop. Jy soek om in die kleur, jy soek om met daai bekleedsel, jy soek dit, jy soek dat. So as daar 'n opsie is en die ou En ek dink jy baie geld wat ons spaar because there's going to be a lot less short dates. Guys, Ah, sy Okay. He had it all this morning. Ja, nee, Dit is kyk. iewers die finansies wat ek kan hanteer nie. Ek dink ook as jy 'n verhouding begin op 'n eerlike manier en mense sê presies wat dit is wat hulle wil hê en wat hulle nie wil hê nie, dan is dit 'n goeie beginpunt om iets te bou wat lank gaan hou. So you know, like someone's Nee, being honest. diskrimineer nou wat lank gaan hou. Nee, Thijs. Thys is op. Thys. Ou Thys is op met vandag. O, hierdie gaan 'n heerlike geselsie wees wat die finansies aan betref later. Ek dink so dat Kort ons of moet 'n lang, bietjie inspring dik en of vir 'n bietjie dun. boelie. Ja. Dit dan nou daar gelos, die lank en kort van die storie. Ons gesels net hierna weer verder. Ons het so 'n lekker program op pad. Die legendariese Dozy gaan vanoggend vir ons kom musiek maak. Arnold praat met Johan Meintjies en daar is net inspirerende goed op pad. So make sure that you stay tuned and continue to start your morning with Goeiemôre, good morning. Ons is nou weer terug.